As jy langs iemand sit, vat hulle hand en dan bid ons vir ons skriflesing. Dankie Here vir u goedheid. Dankie dat ons altyd op u kan staat maak en dat u altyd teenwoordig is, of ons dit verdien of nie. Dankie Here dat ons ook vanoggend by u voete kan sit en eenvoudig hoor dit waarmee u besig is. Ons vra Here dat u ons ore sal spits, ons harte gereed sal maak, dat hierdie woord vanoggend wortel sal skiet in ons lewens en vrug sal dra, juis op die manier wat u ook daarvoor bestem het. Here, u weet wat elkeen van ons se behoefte is en ons vra Here dat u ons juis in hierdie spasie sal ontmoet. Wanneer ons hierdie woord lees, Here, mag dit nie net vir ons woorde wees nie, maar mag dit gees geïnspireerd, lewende asem wees, juis in die areas waar ons dit nodig het. Ons is hier, Here, kom stroop ons van dit waarvan ons gestroop moet word. Kom sit juis aan ons dit wat nodig is om aan ons te wees. Kom verander ons karakter, kom timmer waar nodig en doen in ons die nodigste sodat ons al meer in die beeld kan wees van dit wat u in gedagte gehad het die dag toe u asem uitgeblaas het. Ons bid hierdie Here nie uit verdienste nie, maar alleen uit u genade. Amen. Gemeente, ons teksgedeelte kom uit 2 gedeeltes. Ons gaan eintlik 2 perspektiewe op dieselfde storie lees. So ons eerste teksgedeelte kom uit Matteus 1 van vers 18 tot 25 en dan gaan ons Lukas 1 van vers 26 tot 38 lees. 2 perspektiewe op dieselfde storie. En vir vanoggend wil ek hê jy moet dalk jouself net so 'n bietjie oplig uit die spasie waar jy is en jou verbeel in Maria en in Josef se skoene. Sit jouself in 'n tyd waar Israel wag vir 'n verlosser. Want ek wil julle gou herinner van wat die verwagting hier was. Die Romeine is besig om te regeer, maar op 'n baie wrede en 'n baie korrupte manier. En so die Israelitiese verwagting is eintlik dat 'n verlosser gaan kom. Maar as jy kyk na wat logies nodig is, dan is die verlosser wat hier moet wees, moet bereid wees om 'n swaard op te tel en 'n paar kritiese ouens 'n koppie korter te maak. Daar's 'n verwagting dat hierdie 'n held, 'n vegter gaan wees. Dis tog egter 'n koning en is 'n koning wat kan opstaan teen die mag van die Romeinse regering. So dis die verwagting. Dis die hoop wanneer ons praat van 'n Messias. Nou, dis belangrik dat ons gou 'n paar goed vir mekaar noem. Ons het al gesê dat hoop in 'n Christelike konteks lyk anders as die hoop wat ons in ons alledaagse taal gebruik. Ek hoop dit reën vandag of ek hoop die kos wat ek vandag maak kom lekker uit. Daar's 'n uitkoms wat ons van onseker is, maar ons verkies 'n spesifieke uitkoms. So ons weet nie hoe dit gaan uitdraai nie, maar daar is iets spesifiek wat ons verkies. Dis hoop soos wat ons dit gebruik. Dis nie hoop in 'n geestelike, Christelike konteks nie. Die hoop waarvan die Bybel praat, is nie 'n weet nie wat gaan uitdraai nie. Dis eintlik, ek weet presies hoe dit gaan uitdraai, ek kan nog dit net nie sien nie. So met ander woorde, hoop in 'n Bybelse konteks is nie lig aan die einde van die tonnel nie, want dan sou jy kon sien hoe dit uitspeel. Hoop in die Christelike konteks is, ek weet dit gaan goed eindig, ek weet nog net nie hoe nie. En hierdie spasie tussen waar ek nou is en waar dit uitdraai, soos wat God dit bestem het, daai spasie vat van my geloof. Want ek self as mens kan nie sien hoe ons daar gaan kom nie. Maar dis ook hoekom die Bybel sê, hoop in God beskaam nooit. Want dis die hele punt. Die belofte dat dit wat God vir my en jou het, is ons beste belange. En so ons weet, ons vertroue op die een wat bereid was om sy lewe vir ons te gee, is juist daar dat ons weet, hierdie goed gaan uitdraai. Ons weet nog net nie wanneer nie, en ons weet nie hoe om daar uit te kom nie. Dis hoop. So wanneer ons praat oor hoop vir die volgende 3 dae, is dit die betekenis daarvan. Daar's 'n uitkoms wat seker is.
Maar ons kan nie noodwendig die lig aan die einde van die tonnel sien nie. En ons moet in berekening bring dat alhoewel God ons beste belange op die hart het, wat ons baie keer nodig het en wat ons baie keer wil hê, twee verskillende goed is. God stel baie meer belang in my en jou karakter as wat hy belangstel in ons geluk. En dis ook 'n belangrike onderskeid om te tref. Vanoggend wil ek ook graag hê ons moet iets anders in gedagte hou terwyl ons hierdie storie lees. Sit jouself in Josef en Maria se skoene oor hoe hierdie moet voel. Wat sou hierdie met jou maak? Want baie keer lees ons 'n Bybelverhaal en ons weet natuurlik hoe dit gaan uitspeel, so ons het so 'n bietjie van 'n ritme, hierdie gebeur en dan gebeur die volgende en dis meer. Maar wanneer jy jouself in die skoene sit van so 'n persoon wat nie noodwendig die toekoms weet nie, dink bietjie aan die risiko's wat geneem moet word. Dink bietjie aan die besluite wat in plek moet klik. Dink bietjie wat dit van jou vat. So kom ons begin by ons teks. Matteus 1 vers 18 tot 25. Dit sê: Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgenem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord van die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie, en Josef het hom Jesus genoem. En dan spring ons na Lukas 1, vers 26 tot 38. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: Ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel: Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, en die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy was as onvrugbaar bekend. Is nou al 6 maande. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe: Ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het. Toe het die engel van haar af weggegaan. Ons lees net tot sover. Twee perspektiewe. Josef, wat met Maria verloof is en met haar wil trou, en Maria, wat nog ongetroud hierdie reis aanpak. Nou, ek wil vinnig agtergrond gee oor die huwelik van hierdie tyd, want verloving soos ons dit ken en verloving soos wat dit in die Bybelse tyd was, is ook eintlik bietjie twee verskillende goed. Wanneer jy in hierdie tyd verloof was, dan beteken dit jy's klaar getroud. Ten minste op die manier wat ons dit vandag sien. Daar's 'n kontrak opgestel en hierdie twee mense is bymekaar gebring.
Maar op daai stadium het nie een van hulle nog by mekaar gebly nie. Die bruidegom sou dan gaan en 'n woonplek gereed maak vir hom en sy bruid. En dit kon enigiets van 9 maande tot 'n jaar gevat het. Hierdie was so 'n bietjie dubbeldoelig. Aan die een kant kon hy dit gereed kry en regmaak, maar aan die ander kant was daar ook vir hom kans om so 'n bietjie die tyd uit te wag en seker te maak sy's nie swanger met iemand anders se kind nie. Wat in hierdie geval heel ironies is. En dan is die gedagte dan op 'n dag wanneer alles gereed is, die bruidegom dan sy bruid kom haal. Dis ook die beeld wat die Bybel gebruik wanneer dit praat oor Jesus se wederkoms. So die troue in ons sin het eintlik klaar plaasgevind, maar dan kom haal die bruidegom sy bruid. En hulle troue is dan juis hierdie. Die kom haal van die bruid en dan word die huwelik vir die eerste keer bevestig. Dis die eerste keer wat hulle intiem is en dis die eerste keer wat hierdie twee mense dan eintlik by mekaar kom. En dis die onderskeid. So in hierdie spasie, in hierdie storie, is Josef en Maria klaar verloof. Dit beteken, die kontrak is afgehandel, hulle is eintlik klaar by mekaar, Josef is nou besig om 'n plek vir hulle gereed te maak, en Maria wag dat hy haar moet kom haal. En dan begin hierdie storie juis daar. By Maria beleef ons iets ontsettend interessant. Want in hierdie spasie moet Maria besef dat sy die kans het om Josef te verloor. Wanneer die engel na haar toe kom en sê sy gaan swanger word en sy was nog nie by Josef nie, dan beteken dit Josef gaan weet dis nie sy kind nie. En wat jy eenvoudig gemaak het met so 'n vrou was een van twee rigtings. 'n Man kon of stilweg 'n verloving verbreek wat 'n baie genadige manier was om te doen. En die doel dan sou wees dat as jy die verloving stilweg verbreek, dan kon sy met wie ook al die pa van hierdie kind is, betyds trou sodat dit nie sleg lyk nie. Dat hulle ten minste by mekaar kan uitkom. En dit was ook nie ongewoon vir die verloving en die troue om so bietjie gejaag te wees in hierdie tyd nie, juis om ongemaklikhede te vermy. Of as jy regtig wreed wou wees, dan kon jy dit gaan aankla. En dan, wettiglik, kon sy gestenig word. Dit sou haar lewe geëis het. So wanneer Maria hierdie nuus kry, en die engel noem haar 'n begenadigde, dan vir 'n oomblik dink ek, wat in Maria moes gebeur? Of Maria dalk ergens gevoel het, of dalk gehoop het, God kom in voeling met haar kultuur. Want hierdie sit nie net haar huwelik op spel nie, hierdie sit ook haar lewe op die spel. Dis gevaarlik. Ons praat nie net van 'n skande en mense wat jou snaaks aankyk nie. As Josef dit so kies, dan eindig hierdie haar lewe. So wanneer Maria die antwoord gee, dat laat met my gebeur soos wat dit God behaag, soos wat God wil, dan is sy eintlik besig om alles wat in haar is oor te gee, met die risiko in gedagte. En dis dalk die eerste ding wat ons leer van hoop in hierdie proses, is dat hoop lyk nie altyd soos wat ons gedink het dit gaan lyk in ons kultuur nie. Partykeer lyk hoop, dit waarna ons uitsien, dit waarmee God besig is, dit wat God gaan doen in ons lewens, pas dit nie lekker in by dit wat aanvaarbaar is in my en jou kultuur nie. Ons moet verstaan dat dit anders is. Wanneer ons wag op hoop, dan beteken dit dat daar 'n paar goed is waarvoor ek gaan moet ja sê en die mense om my gaan dit nie noodwendig verstaan nie. Dit gaan nie altyd lekker sit met almal nie. Dis eintlik 'n herinnering om te sê die afwagting van hoop en dit wat God doen in my lewe is baie keer 'n saak tussen my en God. En ek kan nie verwag dat almal om my dit gaan verstaan nie. Ek kan nie verwag dat my kultuur daar gaan by inpas nie en meeste van die tyd gaan ek moet bereid wees om iets prys te gee. En meeste van die gevalle is dit wat ek moet prys gee, myself. Of dit my eie ego is en of dit my eie prentjie is van God of my eie verwagtinge is van God, daar's iets wat op die spel gaan geplaas word. Want wanneer ons 'n afwagting het tot hoop, dan staan ons tog nie net stil nie, nê.
Dis nie asof ons net sit en ons wag dat dit met ons gebeur nie. Reg deur die Bybel word die afwagting van hoop iets aktief. Daar word iets van ons verwag. Dis elke keer die soeke na God. Ek wil dit amper in hierdie manier stel, as ons hoop in 'n passiewe manier sien, dan sou dit wees soos om op die strand te sit en eenvoudig te wag vir die hoëgety om in te kom in die water om oor jou te spoel. Maar om 'n afwagting op hoop te hê, sou baie meer wees in die prentjie om teen die see af te gaan en af teen die strand te loop, totdat jy 'n plek kry waar jy by die golwe kan ingaan. Dis die afwagting wat daar van ons verwag word. En in hierdie geval sit dit nie altyd so lekker nie. Om by hoop uit te kom, om juis uit te reik na dit waarmee God besig is in ons lewens, is baie keer 'n opoffering wat in die oomblik vir ons heeltemal te duur kan lyk. Maar wat God ook hier vra is, vertrou in my karakter. Want sien wat met Maria hier gebeur, en ons ken die res van die storie, is besonders. Sy het die geleentheid om juis moeder te wees van Jesus. Sy het die geleentheid dat God deur haar een van die grootste wonderwerke van ons wêreld, ons bestaan, doen. Maar dit kos haar. Dit beteken sy moet bereid wees om ongemaklik in haar kultuur 'n paar goed prys te gee. As ons dit dalk prakties kan maak. En hierdie is 'n baie simpel, eenvoudige voorbeeld. Maar ek hoop dit sit jou 'n bietjie aan die dink. In ons kultuur, huidiglik, word dit heel goed aanvaar om baie negatief te wees oor ons regering, negatief te praat oor ons leiers. Wat van ons uitreik tot hoop en dit waarmee God besig is in ons land, beteken dat ek en jy ophou om saam te praat oor die negativiteit en begin intree met gebed. Dit gaan soms ongemaklikheid skep in gesprekke. Dit mag dalk selfs 'n bietjie konfrontasie hier en daar hê. En dit pas verseker nie in by die norm nie. Maar is dit nie tog wat God van ons verwag nie? Is nie die deel van ons uitreik tot hoop nie? Waar ook al jy jouself bevind, en waar ook al die hoop waaraan jy vashou, hoe dit ook al op hierdie dag lyk, dink gou 'n bietjie wat van jou nodig is om op die spel te plaas. Wat Maria eintlik hier gedoen het is, sy was bereid om haar lewe en haar menswees op die spel te plaas, want sy weet in wie se hande dit is. Is ek en jy bereid om dit te doen? Dis die eerste ding wat ons leer uit hierdie verhaal. Die ander perspektief wat ons kry is van Josef. Josef wat sit met hierdie keuse. Hy kan nie regtig nou meer met Maria trou nie. Die oomblik wat hy hierdie nuus gehoor het, is dit nou baie duidelik. Of hy het oor die tou getrap, of hy is bereid om eenvoudig 'n ander man se kind groot te maak. En vir sy kultuur het dit intense skande beteken. En hou nou in gedagte dat die geldeenheid van daai tyd as te ware was eer. Daar's 'n klomp plekke waar jy gekortwiek sou word as jou eer nie op standaard was nie. As skrynwerker beteken dit jy sou klante verloor. Jy sou dalk selfs die persoon wat aan jou hout verskaf het, verloor. Bloot net omdat jy skande aan jou familie gedoen het. En so Josef sit ook met hierdie stuk ongemak. En ons sien in Josef daarom iets anders. Sy plan is om stil die verloving te verbreek. Hy's lief vir Maria. Hy wil haar nie skade berokken nie. Maar dan, in 'n droom, sê engel vir hom dat hierdie kind van God is. En hier wil ek gou net vir 'n oomblik stil staan. Want wanneer ons dink oor 'n geboorte, dan sou 'n sekere biologiese proses wat vooraf moet volg, nie waar nie? En dis hoe dit is. Dis hoe God dit geskep het. En nou moet Josef 'n stuk waarheid aanvaar dat hier nie 'n pa is vir hierdie kind wat met 2 voete om ons rondloop nie. Dis nie logies nie, is dit? En dis die volgende punt. As ons hoop en ons geloof eenvoudig afwater tot logika, dan sit ons in groot gevaar. Want sien, die Israeliete staan voor die beloofde land. Hulle stuur scouts uit,
spioene uit om te gaan kyk hoe die beloofde land lyk wat God vir hulle gegee het en dan kom hulle terug met 'n baie logiese gevolgtrekking. Hierdie ouens is militêr opgelei. Daar's nie 'n manier wat ons hulle kan aanval en inval nie. Ons was slawe in Egipte. Ons het dalk mannekrag en massas, maar ons het nie die strategie nie. Ons het nie die wapentuig nie. Ons is net eenvoudig nie opgewasse om hierdie land te vat nie. En so wat hulle dan doen is hulle noem dit wysheid om hulle rug daarop te draai en te sê ons is nie gereed nie. Dis logies. Dit was die logiese besluit. En weet jy wat kos dit Israel? Dit kos hulle 40 jaar in die woestyn in sirkels trek. En elkeen van die geslag wat deel was van die ouens wat gesê het ons gaan hierdie nie kan maak nie, sterf in die woestyn. Dis die wat gestaan het op maar God het gesê wat op die ou in die beloofde land sien. Sien, ons logika pas nie altyd in by God en wat God doen nie. Soms klop dit en soms nie. As gelowiges is ek en jy geroep om nie te probeer kyk wat is logies nie. Ons fokus moet op God wees. En as dit waarmee God besig is logies is, goed. En as dit waarmee God besig is nie heeltemal logies nie, is nie, ook goed. Maar ons fokus is op God, nie op logika nie. Dit vat van Josef 'n tree in geloof om te sê hierdie maak nie noodwendig sin nie, maar as dit is waarmee God besig is, dan moet ek vertrou in die karakter, die bron van my hoop. Waar vind jy jouself tans? Wat is die hoop waaraan jy vashou? Wat het jy nodig dat God doen of deurbreek? Besef dat die roete daartoe nie altyd logies gaan lyk nie. En dat as jy op logika alleen staat maak, jy eintlik maar besig is om net self die pad te probeer uitredeneer. Wat God baie keer doen is ver bo logika en ver bo dit wat vir ons sin maak, maar dis die punt. God het nie gesê die wat helder van denke is, glo in my nie. God het gesê dis juist die gelowiges wat in my glo, is dit nie. Geloof is nie 'n goeie rasionaal nie. Geloof is vertroue in die een wat sê ek het jou so lief dat ek bereid is om my lewe vir jou neer te lê. En so wanneer ons hierdie twee goed in gedagte hou, die beginsel dat baie keer gaan hoop iets van my kos en nie altyd pas binne my kultuurprentjie en dit wat vir almal om my aanvaarbaar is nie. Dat nie almal altyd om my gaan verstaan wat God besig is om in my lewe te doen nie. En as ons begryp dat baie keer dit wat God doen en die pad na hierdie hoop toe nie altyd logies gaan wees nie. Dan is die vraag dan nou maar goed, wat doen ons? Want dit klink ongemaklik en buite ons verwysingsraamwerk. En dis dalk juist die punt. Sien, wanneer God ons nooi tot 'n afwagting op die hoop, saam met die belofte dat hoop nie beskaam nie, dan sê dit eintlik in plaas van om te hoop op dit wat moet gebeur, hoop op die een wat dit gaan laat gebeur. Wanneer ek en jy hoop op 'n sekere uitkoms, dan is dit baie maklik om te sê God het dit gedoen of het nie gedoen nie en teleurgestel te wees of baie dankbaar te wees daaroor. Maar wanneer ons hoop nie gesetel is in dit wat gaan gebeur nie, met ander woorde die uitkoms wat ek graag wil hê nie, maar ons hoop is in die karakter van die God wat sê ek het jou toekoms in my hande en in my hande is dit veilig, dan beteken dit ek weet dat ek langs die pad verras kan word. Ek weet dat dit my selfs gaan kos, maar dat God se teenwoordigheid vir my meer beteken as my eie lewe en my eie ego en dit waarmee ek besig is. Dit beteken ook in die proses dat ek gaan agterkom dat daar areas is waar ek eenvoudig een voet voor die ander gaan moet sit in geloof. Waar dit nie vir my gaan sin maak nie en dit gaan nie noodwendig vir die mense om my sin maak nie, maar my oë is gerig op die een. Gemeente, dis ons afwagting in geloof. Maak nie altyd sin nie, dit pas nie altyd in ons boksies nie. Maar die een op wie ons hoop, sê jy's kosbaar. Ek het jou geweef in jou moeder skoot. Ek ken die hare op jou kop, ek weet wat in jou hart aangaan. Ek weet ook wat ek vir jou beplan het. En so dis waarin ons hoop sit. Dis nooit 'n terugsit nie en wag en kyk nou maar wat gaan gebeur nie.
Dis nooit 'n hoop waar ek nou maar kyk na watter uitkoms ook al gaan gebeur alhoewel ek een verkies nie. Dis 'n hoop wat ek rig met die wete dat hier 'n uitkoms is. Maar die pad tussenin, dit word my reis saam met God. Amen. Gemeente, wanneer ons hoop sit, dan sit ons hoop op iemand wat nie teleurstel soos mens nie. Wat nie met dieselfde foute en gapings is as wat ek en jy beleef nie. En so die uitnodiging is regtig om in geloof God te vertrou met dit wat ons nodig het. Met dit in gedagte, mag die God wat altyd met ons is, Jesus wat vir ons die voorbeeld was van die Vader se liefde, en die Gees wat ons lei in elke ding, vir ons die wysheid gee in elke oomblik, en vir ons die hoop gee wat nodig is vir die toekoms. Amen.